my hande het. Goeiemôre, pastoor Wally van Huis van Gebedsbediening vanoggend hier by julle met 'n boodskap. Ek wil graag vir julle die boodskap gee. Die titel, die woord van God. Kom ons gaan lees Johannes 1 vers 1 en wat volg. Kom ons kyk gou. Die vleeswording van die woord. In die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ek gaan vir ons net tot so ver lees. Julle hierdie wat hier geskrywe staan, né? In die begin was die woord. Nou ek en jy weet, of ek glo en ek hoop jy weet, dat hierdie woord wat hy hiervan praat, is Jesus Christus. Daai toe God gesê het in Genesis 1, toe hy gesê het, en God het die lig gemaak. Nou, daai lig voordat hy die son gemaak het, nou, glo ek met my hele hart hier, was alreeds hierdie, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. En dan kom hy en hy praat verder hier, en hy sê, alle dinge het deur hom ontstaan. Nou, as ek daaraan dink, nou, hoe belangrik is dit nie, né? As jy kan, alle dinge het deur die woord van die Here ontstaan, alle dinge, alles. Jy kan nie aan een ding op hierdie aarde vat, sonder dat dit deur die woord ontstaan het nie. Jy kan jou oë op enigiets op die hele aarde lê, sonder dat dit deur die woord van God ontstaan het nie. Jy sal nie asem in jou longe hê, as dit nie vir die woord van God was nie. En julle weet wat is so wonderlik, né? Toe kom die lewende God, né? En hy vat hierdie woord, en vir elke een wat hom aangeneem het, né? En hy kom vat hierdie selfde woord, wat alles geskep het, en hy plant dit diep binne in jou. En jy word weergebore, jy word 'n nuwe mens, en Jesus Christus kom woon binne in jou, of jy kan sê, die lewende woord van God kom woon binne in jou. En weet julle wat, as dit dan so is, en dit is, dan wil ek myself die vraag afvra, hoe lief het ek hierdie woord? Hoe lief, ek wil eintlik die Bybel so oplig en sê, hoe lief het ek hierdie woord? Want Jesus Christus is die woord. Maar hy is nie net die woord soos wat ek hom hier vashou, op wit blaaie geskryf in die vorm van 'n boek nie. Maar die oomblik as jy hom lees, en die oomblik as jy hom diep in jou hart begin bære, en jy dit begin oordink, en hom deel van jou leefwyse maak, dan word hierdie woord binne in jou meer en meer lewend vir jou, en dan gaan jy dit begin toepas binne in jou. So, op hierdie boodskap, hierdie een van vandag, wat ek met jou wil deel, wil ek vir jou sê, as die feit dat ons dit weet, kom ons vra God, om 'n groter liefde vir sy woord in ons wakker te maak, en kom ons bid dit van die Here vandag, sodat hierdie liefde in ons sal werk, sodat ons sy woord so lief sal hê, dat ons nie kan ophou om oor te dink nie kan ophou om oor sy woord te praat nie, en nie kan ophou om sy woord te lees nie. Kom ons maak ons oë toe. Vader, ons kom na U in die naam van Jesus Christus, U Seun, Here, en ons wil vandag vir U dankie sê, Here, nommer 1 vir Jesus Christus. Here, nommer 2 wil ons vir U dankie sê, Here, dat toe ons U aangeneem het, toe het die Here Jesus Christus diep binne in ons harte kom bly, Here. Nommer 3 wil ons vir U dankie sê, Here, dat U woord, Here, laat skrywe word, Here, eers op papierusrolle, Here, maar U het dit ook dan, of op perkamentrolle, Here, en toe het U dit in die vorm van 'n Bybel gesit, sodat ons elke dag U woord in skrif kan hê, dit kan lees, dit kan oordink en kan bestudeer. So Vader, ons bid,
gee vir ons 'n groter liefde en 'n groter honger vir u woord, om u woord meer te ondersoek en te bestudeer, want dit sal ons dan elke dag meer verander. Ons dank u daarvoor, Vader, en ons ontvang dit in Jesus Christus se naam. Amen. Julle weet julle wat, terwyl ek besig was om te bid, dat die Here ons 'n groter liefde vir sy woord gee. Die Here gee my baie keer so visioene as ek bid. Toe kry ek 'n visioen van 'n tang. Jy weet, 'n tang wat jy iets mee vasgryp om vas te hou. En toe besef ek dat die Here sê, hierdie woord en hierdie gebed, hierdie wat ons nou gebid het, moet dit soos 'n tang wees, wat jy ietsie vat om mee dit vas te knyp en vas te hou, dat dit nie sal beweeg nie. So, hierdie woord wat jy vandag gekry het, vat dit so vas as wat jy iets met 'n tang sal vasvat, sodat dit nie uit jou hande kan uitgly nie. Amen, liefde, seëning, pastoor Wang. As jy hierdie bediening geniet het en jy wil baie graag nog aanhou dit kry, as jy daar op die skerm kyk, dan gaan jy sien aan jou regterkant, onderkant is daar so wit en rooi knoppietjie wat jy net op kan druk, dan registreer hy jou by ons kanaal en dan elke keer as 'n video opgelaai word, dan gaan hy jou laat weet dat daar nou 'n nuwe video opgekom het. So hoop om julle op die kanaal te sien. Baie liefde en seëning vir julle. Amen.